Ek is vandag hartseer. Hier waar ek sit, waar ek met jou gesels, op hierdie Vrydagoggend is ek hartseer in my binneste. Ek is hartseer oor die feit dat mense so maklik mislei word. Ek is hartseer oor die feit dat mense eet dit op so soetkoek. En dat mense mislei word reg oor Suid-Afrika, reg oor hierdie wêreld, word hulle mislei. En weet jy wat is die hartseer saak? Dis wat my so hartseer maak. Is dat mense word mislei deur die woord. Dit maak my hartseer. En mense val nog steeds vir die stryk van die vyand. Hulle val nog steeds daarvoor. En dit maak my hartseer dat mense het nie onderskeid nie. Mense het nie die gees van God in hulle om hulle te oortuig en die onderskeid te gee tussen wat reg en verkeerd is nie. Maar die woord kom waarsku daartoe en ons sien dit tog dat in die laaste dae waarin ons lewe, is daar soveel goed wat besig is om te gebeur. En ouens, hierdie is maar net die tekens van die tyd. So ons sien dat daar is oorloë, ons ervaar dit nou al 'n lang tyd. Ons sien dat daar is konflik. Daar is nou konflik in Suid-Afrika, een nasie teen die ander nasie, een koninkryk teen die ander koninkryk, en is reg oor die wêreld, daar's aardbewings, en ons sien wat gebeur in Venezuela, en wat daar plaasvind, dis hartseer. Maar die grootste probleem wat vandag plaasvind, is die misleiding onder mense. En hierdie misleiding kom uit die woord uit, en dit maak my hartseer. Nou luister wat sê Yeshua, en ek wil gou hierdie vir jou lees. Luister wat sê Yeshua. Yeshua waarsku ons al van daai tyd af. Waarsku hy ons van wat vandag gaan gebeur. Matteus hoofstuk 24 vers 4. Nou kom die disippels en hulle vra vir Yeshua 'n paar belangrike vrae. Hulle vra, so wat is die teken van die koms? Wat gaan gebeur by die volëinding van hierdie wêreld? So wat gaan alles plaasvind wanneer alles verby is? Wat gaan die tekens wees dat u koms naby is? En nou kom Yeshua en hy antwoord in vers 4 en hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie. So die heel eerste antwoord wat Yeshua kom gee, is pas op dat niemand julle mislei nie. Maar weet jy wat is hartseer? Mense word mislei. Mense word mislei. Dit maak my hartseer om te sien dat mense verstaan net nie wat besig is om te gebeur nie. Hulle verstaan nie die misleiding wat besig is om plaas te vind nie. En nog steeds glo hulle wat ander sê. Nog steeds glo hulle dit wat mense sê in steede daarvan om te lees wat die woord sê, en dit maak my hartseer. Ek wil gou hierdie vir jou hanteer. Nou luister gou wat sê in vers 5. Vers 5 sê die volgende. Nou praat Yeshua en hy sê, want baie sal onder my naam kom en sê, en wat gebeur hier? In ander woorde, dis iemand wat kom onder die naam van Yahweh ons Elohim of Yeshua, onder sy naam, met ander woorde onder 'n dekmantel van geloof. So dis nie iemand wat kom met 'n sataniese bediening nie. Dis nie iemand wat kom met 'n witchcraft bediening nie. Wat duidelik is nie, want mense gaan nie daarvoor val nie. Dis nie iemand wat kom met 'n kerk van satanisme nie. Dis nie so 'n persoon nie. Hier sê Yeshua, hy sê pas op dat niemand julle mislei nie, want hier gaan dit gebeur. Hulle kom onder my naam. Yes, dis hartseer om te sien dat onder die dekmantel van geloof kom daar mense met die spesifieke doel om mense te mislei. Dit maak my hartseer. Maak my hartseer dat mense daarvoor val. Nou luister wat sê hy hier. Hy sê, want hy sê, mense gaan kom, want baie sal kom onder my naam, so onder die dekmantel van geloof. Hulle sal praat oor Yahweh, hulle sal praat oor Yeshua, dis daai dekmantel van geloof, en kyk wat gebeur hier. En hulle sal sê, ek is die Messias. So wat gebeur hier? Wat sê Yeshua hier? Gaan daar mense opstaan om te sê, hoorie so hierdie persoon wat nou voor jou staan, hierdie ene, is die Messias. Gaan dit gebeur? Nee. Wat Yeshua hiervan praat is, dat daar gaan mense opstaan wat mislei, wat gaan opstaan om te sê, dat Yeshua is die Messias. Luister baie mooi wat sê hy. Hulle gaan opstaan, daar gaan mense kom onder my naam,
hulle gaan kom met 'n dekmantel van geloof, hulle gaan Jahwe verkondig, hulle gaan Yeshua se naam bely. Luister wat sê hy. Hulle gaan sê dat ek is die Messias. Dis wat hulle gaan bely. Hulle gaan sê dat ek is die Messias en hulle sal baie mense mislei. So met ander woorde, iemand gaan opstaan, mense gaan opstaan om te sê, ja maar Yeshua is die Messias, maar met dit bring hulle 'n verleiding. En hulle gaan baie mense mislei. En wat is daai misleiding? Daai misleiding is die feit dat hulle verwerp wie Yeshua is. Hulle erken hom net as die Messias, maar hy's baie meer as net dit. Hulle erken hom nie as God gemanifesteer in die vlees nie. Hulle erken hom nie in sy totaliteit waar hy ons kon verlos van sonde en ongeregtigheid nie. Hulle erken hom nie dat hy sy lewe afgelê het vir my en jou, sodat ons sy bloedofferwerk deelagtig kan word, sodat daar verlossing en vrymaking in ons lewe kan plaasvind. So met ander woorde, hulle sal sê, maar Yeshua is die Messias, maar dis waar dit bly. En met dit kom daar groot misleiding, en die doel daarvan is om mense te mislei. En weet jy hoekom? Hulle mis die totale woord. Want dis mense wat onkundig is. Dis mense wat nie die woord verstaan nie. Dis mense wat in die eerste plek nie 'n verhouding het nie, wat in die tweede plek nie die gees van God in hulle binneste het nie, en hulle het nie tot bekering gekom in Yeshua nie. Hulle het nie tot bekering gekom nie. Want dis tog die doel hoekom Yeshua gesterwe het, is sodat ons in hom tot wedergeboorte kan plaasvind. En is mense wat nog nie wedergeboorte ervaar het nie. En weet jy wat gebeur? Petrus kom praat oor hierdie presiese saak. Ek gaan nou nie eers vir jou iets van Paulus se geskrifte lees nie. Ek lees gou vir jou iets wat Petrus sê. So dis nou weer 'n ander saak daar. Dis heeltemal 'n ander saak en ek sal wel daarby uitkom. Maar kom ek lees gou vir jou wat sê Petrus. Uit die woord uit, geïnspireer deur God se gees, skryf Petrus in 2 Petrus hoofstuk 2, skryf hy die volgende. Hy sê, maar daar was ook valse profete onder die volk. Onder wie? Onder die volk. So daar is valse profete onder die volk. Daar is vandag valse profete onder die volk, jy moet dit weet. Onder die volk. Net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike kettery heimlik sal invoer. En ook die meester, dis nou natuurlik Yeshua, ons verlosser en saligmaker, wat hulle gekoop het, hoe? Met sy bloed. Ons is duur gekoop, mense, met die bloed van die lam. En ook die meester wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self sal bring. Hier sê die woord dit self. Nou moenie my glo daarvoor nie. Gaan lees jou woord. Moenie my daarvoor glo nie. Hier sê die woord dit self, dat hierdie mense gaan opstaan, net soos wat Yeshua kom praat, en hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie, daar gaan misleiding plaasvind. En dit maak my hartseer dat mense daarvoor val. Yes, ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan nie verstaan dat mense daarvoor val, en dit aangryp so soetkoek, en daarmee hardloop nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Maar dis presies waarvan die woord praat. Yeshua het ons kom waarsku. Ouens, hierdie ouens gaan kom onder my naam. Hulle gaan kom onder 'n dekmantel van geloof. Hulle gaan sê ek is die Messias, maar hulle verloon my. Hier sê Petrus dit, dat hulle gaan meester Yeshua, wat ons gekoop het met sy bloed, gaan hulle verloon. En weet jy wat gebeur dan? Dan kom daar 'n verderf, 'n vinnige verderf oor daai mense. So weet jy wat? Moenie deel word van dit. Moenie deel wees van die misleiding nie. Mense, wees gewaarsku vandag. Ek wil hierdie vir jou bring sodat jy kan weet, daar's 'n misleiding wat oor hierdie wêreld is. Daar's 'n misleiding in Suid-Afrika en die Petrus sê dit self, onder die volk. Ja, hy sê dit self, onder die volk is daar 'n misleiding. Daar's valse leraars onder die volk. En weet jy wat is hartseer? Die volk sien dit nie. Die volk sien dit nie. En die volk volg, en hulle praat, en hulle share, en hulle hardloop, en dis die grootste ding, dis die beste ding, vandat daar gesnyde brood op die tafel is.
Die beste ding. Maar die woord kom waarsku ons, pas op, dat niemand mislei word nie. Ek wil hierdie waarskuwing vir jou gee. Want ek is in die eerste plek is ek hartseer, in die tweede plek is ek upset, ek is kwaad. Dat mense val vir die struik van die vyand. En mense het net nie onderskeiding om te sê, wag. Hierdie is 'n bose plan van die vyand. Hierdie is misleiding. Hierdie is nie die woord van God nie. Hierdie is 'n misleiding, want dit is so maklik. As ek my bril opsit en ek het 'n sekere denkwyse, dan vat ek my Bybel en ek lees daaruit, dan gaan ek vir jou 'n valse denkwyse uithaal uit alles uit wat ek lees. Daarom sê die woord in Romeine hoofstuk 12 vers 2, hy sê word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word vernuwe, verander deur die gees van julle gemoed, in die gees van julle gemoed. Met ander woorde, vernuwe jou gedagtepatroon. So sit 'n ander bril op. Sit 'n ander bril op. En as jy 'n ander bril opsit, glo en ek waarborg jou, dat jy gaan begin sien wat die waarheid is. So ek wil hierdie aan jou kom deel vandag en ek glo en vertrou dat jy hierdie waarskuwing sal opneem om te sê wag. Kom ek gaan kyk wat sê die woord. En ek bly by die woord van God en ek bly by die waarheid. En die waarheid is dat Yeshua is ons verlosser en saligmaker. En hy is aanbiddingswaardig. En hy is die een wat weer gaan terugkom om sy koninkryk hier op aarde te sit. Om vir ons te sê, welgedaan, goed en getroue diensknegt, kom in die vreugde van jou Heer. En ons sal dan saam met hom regeer vir 1000 jaar as konings en priesters. So moenie val vir die struik van die vyand nie. Moenie daarvoor val nie. Want ek wil vandag vir jou sê, daar is 'n leuen wat daar buite gaan en daai leuen gaan 'n verderf bring oor mense se lewens. So moenie deel wees daarvan nie. Kom ons vereer Vader Jahwe. Kom ons vereer hom en ons aanbid hom in gees en in waarheid soos hy graag geaanbid wil word. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was. Wees geseënd. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Goed gaan. Shalom.